Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. My lewe het drasties verander toe ek een eenvoudige maar ontstellende waarheid besef het. En dit is dat alles is vrees. Dis hoekom ek die laaste ruk 'n boek geskryf het daaroor en dankie vir elkeen wat reeds een aangeskaf het en die pad saam my stap. En as jy nog nie het nie, message my en ek sal reëlings vir jou deurgee van hoe jy dit kan doen. En dankie weer eens vir almal se ondersteuning. Ek is opreg dankbaar vir die openbaring in my eie lewe. En daarom is ek so passievol dat ander mense dit ook moet ontdek en verstaan. En hoe meer ek lees en dink en bid en reflekteer hieroor, hoe meer sien ek hoe diep hierdie ding loop. Dit raak nie net jou werk of jou geld nie, dit raak jou verhoudings, jou geloof en jou gebede. En dis hoekom ek ook nou besig is met 'n opvolgboek oor vrees in verhoudings en ook een vir tieners. Want ek wens almal het my dit geleer toe ek jonger was. Ek wens ek het verstaan hoekom ek sekere besluite in my lewe geneem het, hoekom ek sekere patrone herhaal het en hoekom ek sekere dinge nie gewaag het nie. Nou gister sit ek ook so en ek dink weer daaroor en terwyl ek oor gebed en geloof nadink, toe tref dit my, selfs ons gebede word deur vrees beïnvloed. Ons groei word deur vrees beïnvloed, ons besluite deur vrees. Selfs ons wysheid is partykeer net goed gekamoufleerde vrees. En dit vat my toe op 'n manier terug na my dae as makelaar en beleggingsadviseur. En op daardie stadium het ek gehoor, maar nie geluister nie. Ek het gesien, maar nie opgelet nie. In daardie wêreld was dit en is dit dat dit nou wetgewing geword het dat jy wanneer jy 'n kliënt se belegging doen, jy dit moet anker aan 'n ding wat hulle noem 'n risiko-analise. Nou dis 'n formele dokument met 'n klomp vrae op en jy bepaal die kliënt se risikoprofiel. En daarvolgens word sy portefeulje en waar jy sy geld plaas gestruktureer. En op papier was dit 'n risiko-analise, maar in werklikheid was dit niks anders as 'n vreesanalise van geld nie. Want wat toets jy eintlik? Jy toets hoe bang iemand is om hulle geld te verloor, bang om nie genoeg te hê nie, bang dat sekuriteit gaan wegval, bang dat jare se harde werk in rook gaan opgaan. En die meeste kliënte werk so. Hulle sê vir jou, ek wil nie my geld verloor nie. Ek soek waarborge. Maar in dieselfde asem sê hulle ook vir jou, maar ek wil ook hê my geld moet die ligte uitskiet, my beleggings moet groei. Ek wil geen risiko hê nie, maar maksimum groei. Nou dis die paradoks van mens wat ons almal verstaan. En op daardie oomblik, wanneer jy die strategie vir die kliënt verduidelik, verstaan die kliënt presies hoekom jy 'n gebalanseerde benadering vir hom kies. En hy knik en hy stem saam. Tot 'n paar maande daarna, dan lui jou foon en dan sê die kliënt vir jou, maar daardie ou by die braaivleisvuur Saterdag sê, sy belegging, sy makelaar, laat sy belegging groei met 20% per jaar. Hoekom doen myne dit nie ook nie? En nou moet jy weer verduidelik dat waarborge en uitskieters nie hande vat nie. Dat sekuriteit en ekstreme groei selde in dieselfde produk woon. Dat elke besluit 'n koste het. Maar wat het intussen gebeur? Vrees het weer opgestaan. Die vrees om uit te mis wat anders lyk. Die vrees om dom te lyk. Die vrees om nie te voldoen aan die vereistes van 'n vriend by 'n braaivleisvuur nie. Die vrees dat iemand anders beter weet of meer goeders kry as jy. Die vrees dat jy dalk 'n fout gemaak het. En skielik is die hele strategie onder verdenking. En dis toe dat ek begin besef het, ons grootste dryfveer is nie rasionele denke nie. Dis nie suiwer logika nie, dis vrees. En die ego haat onsekerheid. Die ego soek waarborge, die ego soek sekerheid en die ego wil beheer. Maar vrees verdwyn nie omdat jy 'n waarborg kry nie. Dit verander net van vorm. Jy kry wel 'n gewaarborgde belegging, maar dan vrees jy inflasie. Jy kry 'n vaste werk en dan vrees jy herstrukturering by jou nuwe maatskappy. Jy kry 'n verhouding, maar jy vrees dat daardie persoon jou gaan los of gaan verwerp. Vrees is altyd daar. En hier is waar dit geestelik raak. Wanneer ons bid, doen ons baie keer dieselfde. Ons bid vir groei, maar sonder die risiko daarvan. Ons bid vir roeping, maar sonder dat daar onsekerheid moet wees. Ons bid vir liefde, maar sonder dat ons 'n kans vat om seer te kry. Ons wil geloof hê met waarborge. Maar geloof is nie 'n gewaarborgde belegging nie. Dis 'n vertroue te midde van onsekerheid wanneer die markte en alles rondom jou onstabiel is. Toe ek besef het dat alles is vrees, het dit my nie depressief gemaak nie. Dit het my juis bevry.
Want as jy eers kan erken, hierdie besluit word deur vrees gedryf, dan kan jy begin kies, dan kan jy vra, en dan kan jy sê, is hierdie werklike wysheid, of is dit net my vrees wat praat? Is ek besig om waarborge te soek om my ego te sis en nice te lyk, of is ek bereid om te vertrou, al voel dit onseker? En dis hoekom hierdie boodskap my so na aan die hart lê, want as jy nie jou vrees verstaan nie, gaan dit jou hele lewe bestuur en hanteer, jou geld, jou verhoudings, selfs jou gebede en jou geloof. Maar as jy dit kan raak sien, as jy dit kan benoem, dan begin jy regtig leef. Nie roekeloos nie, nie dom nie, maar vry. En dalk is die grootste belegging wat jy ooit sal maak, nie in 'n produk met 'n waarborg nie, maar in die moed om jou vrees in die oë te kyk, dit 'n naam te gee en steeds vorentoe te stap. Ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.